Die geloof waardeur ek lewe, saamgestel uit die geskrifte van Ellen White. Fisiese aanvalle van Satan. Toe vra die Here vir die Satan, waar kom jy vandaan? En die Satan antwoord die Here en sê, van 'n swerftog oor die aarde wat ek deurkruis het. Job hoofstuk 1 vers 7. Satan was 'n mensemoordenaar van die begin af, Johannes hoofstuk 8 vers 44. Sy versoekings lei menigtes na die ondergang. Onmatigheid ontroon rede, sensuele toegeeflikheid, twis en bloedvergieting volg. Satan skep behae in oorlog, want dit prikkel die ergste hartstogte van die siel, en vee dan die slagoffers wat in ondeug en bloed deurdrink is, in die ewigheid in. Dit is sy doel om die nasies aan te hits om teen mekaar oorlog te voer, want hy kan sodoende die gedagtes van die mense aflei van die werk van voorbereiding om in die dag van God te staan. Satan werk ook deur die elemente om sy oes van onvoorbereide siele in te samel. Hy het die geheime van die laboratoriums van die natuur bestudeer, en hy gebruik al sy mag om die elemente te beheer, sover God dit toelaat. Toe hy toegelaat is om Job te teister, hoe vinnig is kleinvee en beeste, dienaars, huise, kinders weggevee. Een moeilikheid het die ander soos in 'n oomblik opgevolg. Dit is God wat sy skepsels beskerm, en hulle teen die mag van die vernietiger beskerm. In ongelukke en rampe ter see en ter land, in groot brande, in ewige tornado's en verskillende haalstorms, in storms, vloede, siklone, vloedgolwe en aardbewings, op elke plek en in 'n duisende vorme, oefen Satan sy mag uit. Hy vee die ryp wordende oes weg, en hongersnood en benoudheid volg. Hy gee die lug 'n dodelike besmetting en duisende vergaan deur die pes. Hierdie besoeke sal al hoe meer gereeld en rampspoedig word. Die mag en kwaadwilligheid van Satan en sy leer sou ons tereg kon alarm maak, as ons nie skuiling en verlossing kon vind in die superieure mag van ons verlosser nie. Diegene wat Christus volg, is altyd veilig onder sy waaksaamheid. Engele wat uitblink in krag word uit die hemel gestuur om hulle te beskerm. Die bose een kan nie deur die wag breek wat God oor sy mense gestasioneer het nie.